Here, ons kom vandag met ons harte voor U, as ons lees van die verwerping wat U moes verduur. Ons bid dat U ons harte sal sag maak, sodat ons U nooit sal miskyk nie, maar U altyd met blydskap sal verwelkom in ons lewe. Amen. Johannes skryf in hoofstuk 1 vers 11. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Die tragiese realiteit van die mensdom is dat God sy eie verbondsvolk, die Messias, verwerp het, vir wie hulle so lank gewag het. Johannes 1 vers 11 word dikwels die hartseerste vers in die Bybel genoem. Nadat ons gesien het hoe Jesus alles gemaak het en hoe hy as die ware lig aarde toe gekom het, tref hierdie realiteit 'n mens baie hard. Die teks sê, hy het na sy eiendom gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Dink net vir 'n oomblik hoe dit moet voel om na jou eie huis toe te gaan. Die mense te sien wat jy liefhet en vir wie jy alles gedoen het, net sodat hulle die deur in jou gesig kan toeslaan. Dit is presies wat hier gebeur het. Jesus, die een wat die wêreld gemaak het, stap sy eie domein binne, waar hy 'n warm welkom sou verwag, maar hy word soos 'n vreemdeling behandel. Wanneer ons van sy eie praat, verwys dit in die eerste plek na die Joodse volk. Hulle was God se gekose mense. Hulle het die wette van Moses gehad, die woorde van die profete en selfs die getuienis van Johannes die Doper. Hulle was deur God ingestel om hom te herken. Maar hier lê die tragiese waarheid van ons menslike natuur. Hulle het die een wat die middelpunt van hulle hele geloof moes wees, verwerp. Hulle wou eerder hulle eie reëls en planne volg as om die ware lig te aanvaar. Dit is nie maar net 'n foutjie nie. Dit is 'n keuse van die hart, wat wys hoe ver ons as mense van God afgedwaal het. Tog bied hierdie hartseer vers ook vir ons vandag 'n diep troos. Jesus weet presies hoe dit voel om verwerp te word. Hy het dit aan sy eie lyf gevoel. As jy dalk vandag voel asof jy nêrens inpas nie, of as mense naby aan jou teleurgestel het, weet dan dat Jesus saam met jou in daardie pyn staan. Hy is die meester wat jou pyn verstaan, omdat hy dit self beleef het. Hy verander hierdie verwerping in 'n geleentheid vir genade, sodat elkeen wat hom wel aanneem, deel kan word van sy nuwe familie. Hy nooi ons uit om nie soos die wêreld te wees nie, maar om hom met oop arms te ontvang. Jesus verstaan die pyn van verwerping beter as enigiemand anders. Hoe help hierdie wete jou, wanneer jy self deur mense verwerp of teleurgesteld word? Kan jy vandag jou seer vir hom gee, en onthou dat hy jou nooit sal verwerp nie? Here Jesus, dankie dat U bereid was om na hierdie wêreld te kom, selfs al het U geweet dat mense U sou verwerp. Dankie dat U ons pyn van alleenheid en verwerping verstaan. Help ons asseblief om U elke dag met 'n opregte hart te ontvang en ons identiteit slegs in U te vind. Amen.